Welkom by hoofstuk 4 van Kunskap. In hierdie hoofstuk kyk ons na die huisgesin van God, waarvan ek en jy deel is. In Efesiërs 2 vers 19 lees ons: Julle is dus nie meer ver van God nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges. En dan hoor hierdie woorde, lede van die huisgesin van God. Nou, in enige huisgesin kry ons 'n pa en 'n ma, dalk boeties en sissies, en in sommige huise bly daar 'n ouma en 'n oupa, en selfs ooms en tannies. Dis ook waar van die geestelike huisgesin. Nou onthou, die geestelike huisgesin is die gemeente van Christus. Dis die kerk, waarin ek en jy deel is. Nou, jy kry lokale gemeentes waar ek en jy is, of ons kry die groter gemeente, maar ek en jy is deel daarvan, en ek en jy pas in hierdie huisgesin in. Nou, in hierdie huisgesin is daar 5 verskillende vlakke, 5 verskillende ouderdomsgroepe, wat ons raak lees in die Grieks, en dit is wat ek gou met jou wil deel. Die eerste fase of ouderdomsgroep is die Argineta. Dit is die geestelike babietjies. In 1 Petrus 2, vers 2 lees ons, dat Petrus hulle aanmoedig, soos pasgebore kindertjies, soos pasgebore babietjies, moet jy smag na melk. Soos pasgebore babietjies moet ek die woord van die Here inneem. Nou, dit is die geestelike babietjies wat onlangs tot bekering gekom het, onlangs weergebore is, en ons moet hulle so vinnig as moontlik in die woord van die Here kry, dat hulle kan groei. Tweede kry ons die nepios. Nou, die van julle wat al kleiner kinders in die huis gehad het, weet, op hierdie fase moet jy al die proppe toemaak en al die plugs toemaak en alles hoog bære, want daai kindertjies begin kruip en loop en hulle is 'n gevaar vir almal, hulle is 'n gevaar vir hulle self. En net so kry ons hulle ook in die kerk. Op daai stadium is hulle so opgewonde en hulle wil so graag die werk van die Here doen, maar baie keer is hulle 'n gevaar vir almal. In Efesiërs 4 vers 14 lees ons dat Paulus sê ons moenie meer soos kindertjies wees nie. Die gevaar wat daai kindertjies het is om baie maklik in dwaallering te beland. En daarom moet 'n mens verby dit groei. By fase nommer 3 kry ons teknon. Dis die geestelike kinders. Nou dis ouer kinders, enige iets tot omtrent 16. Met ander woorde, hulle is oud genoeg om al te verstaan, hulle is oud genoeg om opdragte uit te voer, maar hulle is nog nie oud genoeg om volwasse te wees nie. Petrus praat ook in 1 Petrus 1 vers 14, wat sê, as gehoorsame kinders, moet julle julle lewe nie inrig volgens die sondige begeertes nie. En hier is 'n belangrike ding, waar ons, baie van ons gemeentelede is ongelukkig op hierdie fase. Hulle is by teknon en hulle kom nooit verder as dit nie. Die volgende fase is die hios, dis die geestelike seuns en dogters. In Lukas 15 vers 11 lees ons dat Jesus die verlore seun, die verhaal van die verlore seun vertel, en die hios daar is volwassenes, dis volwasse seuns en dogters wat in die huis is, hulle neem deel in die besigheid, en hulle kan self besluite neem, en om die waarheid te sê die pa in daai verhaal, wat myne is joune. Met ander woorde, hulle staan nie meer onder die kindskap van om kind te wees nie, maar hulle neem saam verantwoordelikheid as volwassenes in die huisgesin van God. Dan die 5de fase lees ons dat Paulus van homself praat vir Timoteus as die pater. Hy sê, jy is my geestelike kind, en dit impliseer dat hy die geestelike vader is, en dit is ons mentors, dis die manne en die vroue, wat ander gelowiges help om te groei in hulle verhouding met die Here. Nou, dink 'n bietjie hieroor. As 'n babietjie glu glu gaga, dan is dit baie oulik. As 'n pasgebore babietjie begin om geluide te maak, en hulle speel met hulle tong, en is bietjie spoegies wat by die mond uitkom, dan is dit baie oulik, en ons is mal daaroor, en ons wil video's daarvan neem, ons stuur dit vir ouma en oupa, en ons stuur dit vir die ooms en tannies, almal moet bly wees oor ons babietjie wat sulke oulike geluide maak. Maar as hierdie babietjie 21 geword het, en hy glu glu glagla nog steeds, dan is daar fout. En net so in die kerk moet ons ook weet, in die gemeente, in die huisgesin, kan ons nie meer 21 jaar 'n pad met die Here stap, en nog steeds babietjies wees in die geloof nie. Ons moet groei, ons moet verder gaan. As ek en jy wil geestelik groei, moet ons weet waar ons is. Ons moet weet waar ons is, ons moet identifiseer waar ek op my geestelike pad op hierdie stadium staan. En as jy geïdentifiseer het waar jy op hierdie oomblik is, dan kan jy die volgende tree neem om te sê, wat moet ek doen om die volgende tree te neem om geestelik te groei? En ek wil jou uitdaag, neem daardie groeistap. Skakel in by 'n gemeente, wees deel van 'n geloofsgemeenskap waar jy persoonlik uitgedaag word om geestelik te groei. Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 13 vers 11. Hy sê, streef na die geestelike volwassenheid. Dit moet iets wees wat innerlik in my is, waarna ek streef, iets wat ek wil hê, iets waarby ek wil uitkom. In die volgende hoofstuk praat ons oor 'n huis met huisreëls. Onthou om hoofstuk 5 deur te werk, voordat jy die volgende video kyk. Baie dankie.